sien ek sien uit na die vas en wat julle ook al besluit het om te vas en of julle vas, dit is iets tussen jou en die Vader. Ons gaan so 'n bietjie lekker gesels oor 'n paar dinge vandag. Maar Vader, this morning we gather and we ask for your mercy and your grace. We ask that you will bless us. Ek vra dat ek sal spreek wat u wil hê ek moet spreek. En as daar enigiets is wat nie uit die troonkamer uitkom nie, there is a throne room that it will fall on deaf ear en dit sal hoor nie. Maar dat enigiets wat uit die troonkamer uitkom dat te vul en dat dit ons met vreugde sal vul en dat dit ons met krag sal vul sodat dit vir ons die energie sal gee om in hierdie dag op te tree na u wil in gehoorsaamheid en om u lig na buite toe uit te dra. Ek bid dit alles in die magtige naam van ons verlosser Yeshua. Amen. Manne, Brett is vandag aan boord. Brett is my swaar en hy is Engels en Afrikaans, so ek gaan so nou en dan 'n paar goedjies in Engels ook sê vir Brett se onthaalwe. So Brett, dis regtig lekker om jou aan boord te hê. Die manne van Wake Up Haggai verwelkom jou met oop arms en jy's al lank deel van ons groep, maar ek dink dis die eerste keer wat jy live by ons aansluit. So dis lekker om jou hier te hê, hoor. En so ook aan almal wat vanoggend hier is. Ek weet nou nog nie hoeveel manne is aan boord nie. Ek dink is die gewone manne en dis lekker om almal hier te hê. Ek dink as ons gaan kyk na creation dag 5. Jy weet, soos ons deur hierdie reeks gaan en vanoggend besef ek net wie opnuut vanoggend vroeg toe ek met Abba tyd spandeer in hierdie emulate creation. En ek kom agter dat manne, hierdie goed nê, het alles tot stand gekom. Hierdie fantastiese diere. Jy hoef net deur die wildtuin te ry om dit te sien. Jy kan net in die oggend uit jou huis uitloop en die klanke van die voëls hoor. En dan slaan dit jou net om. Maar dis alles deur Vader gemaak deur te praat. So kom ons onthou net weer die patroon. Dis Vader het gepraat, he spoke the word. En die woord het deur Yeshua, Messias, is dit opgevang. En dit is daarvan af uit. So alles is deur Yeshua gemaak. Niks het bestaan as dit nie deur die gees en die krag van Yeshua gevloei het. Is niks geskape nie, want dis die formaliseringsproses van Vader. So in elk geval, on day 5, God created all the fish in the sea, all the sea creatures, the great ones, the small ones. He created all the sea creatures, is what we are taught in the Word. And he also created all winged animals and birds, bats, birds, etc. Een van my favorites daaronder, die kuifkop houtkappertjie. Hy's net die boon Gauteng, so ek mis hom in die Wes-Kaap, maar dis daai krrr wat jy baie keer hoor, is daai kuifkop houtkappertjie, nê. En Vader het hierdie alles gemaak en aan mekaar gesit en hy het gesê, the word teaches us that he blessed it, hy het dit geseën en hy het gesê, gaan, be fruitful and multiply on the earth. Nou, om daai blessing te verstaan van Abba Vader, daai blessing, want daai blessing is ook vir my en jou, nê. Dis 'n blessing wat elke dag oor die hele creation uitgespreek is. En om daai blessing beter te verstaan, moet ons miskien bietjie dieper indelf in 5 in en wat op die 5de dag gebeur. En op die 5de dag is die letter of die 5de letter van die alfabet is die letter hy. Nou daar's die letter hy, dis dit lyk soos 'n deurgang. Daar's 'n klomp goed rondom die letter hy. Wat ons na kan kyk, maar in die ancient times, toe hierdie hieroglife ontstaan het, ek wil net myself so 'n bietjie daar skuif, dat ons net daai skrif kan sien, toe die hieroglife ontstaan het, was die spykerskrif, nê, was dit aanvanklik die prentjie van 'n man standing with his arms raised. Nou kan ons klaar begin sien hoekom die blessing en die arms raised by mekaar, want dis nie net 'n arms raised wat daar staan nie, dis 'n man wat daar staan, his arms is raised and he's standing in awe. It's like, what do you do when you see an awesome sight? Oh, it's that sound, hey? It's that daai breath wat uit jou uitkom wat ons hoor. En dan in daai blessing, hoor gou hier wat sê Romeine 6 vers 13, né?
En daai blessing sê dit daar, um 6 verse 13, and do not offer any part of yourselves to sin as an instrument for wickedness. On the contrary, offer yourselves to God as people alive from the dead, and your various part to God as instruments for righteousness. So wanneer ons daar staan in hierdie van Abba Vader, dan offer ons ons hele self, want ons hele self het uit Yeshua uit ontstaan. So wanneer Vader bless en wanneer hy die woord blessing uitgespreek het, dan was dit hierdie van Um ek het julle gebless met alles wat ek het. Ek het vir julle hierdie goed gegee om te geniet. Ek het vir julle voëls en visse gegee om te geniet. Ek het vir julle die deurgang gegee om al hierdie goed te geniet deur my seun Yeshua. En daarom gee van ons vas en behoort aan my. Waarmee mors ons tyd in die dag? Terwyl ons hier op dag 5 van creation is, het Abba aan enige van die dae, ons geliefde Abba Vader, ons first love, het hy in enige van die dae tyd gemors op creation om aan slegte dinge te dink of slegte thoughts te hê. Hy het heeltyd homself teruggedruk. Daarom sê die woord in 1 Peter 5 verse 6, humble yourselves under the mighty hand of God, and he will lift you up at the right time. Dis die blessing, julle. Humble yourselves before the mighty hand of God, and he will lift you up at the right time. So wanneer ons vas, wanneer ons kom by 'n tyd van dedication aan Abba Vader, en ons vas, en ons wil in daai intimiteit inklim, en ons wil nader kom aan hom, en ons wil deur die deurgang van hy gaan, en ons wil staan in met die breath, en ons wil sê, dankie Abba. Dan is dit wanneer ons onsself moet humble in humility voor Abba Vader, sodat hy ons kan oplig. James 4 verse 10 bevestig dit net. Humble yourselves before God and he will lift you up. Dis wat James 4 verse 10 vir ons sê. Maar daar's ietsie baie interessant en soos ek sê, ek wil bietjie spoed aan sit vandag. Want ek wil hê ons moet by die vas uitkom en bietjie daaroor gesels, almal inset te lewe. Maar daar's 'n belangrike ding wat ek vir julle wil wys. So met ander woorde, as ons gaan kyk na die vyfde gees van die sewevuldige gees van God, nê, wat ons leer van in Jesaja 11 vers 2, dan is die vyfde gees van God is breath, is power, nê, is sy power. So daai breath wat ons het van dis die power van God, want dis die almag en die power van God wat ons sien. So daarom word breath geassosieer met die woordjie, met die letter hy, en daarom word die vyfde gees van God vereenselwig met die vyfde dag van die skepping. Elke dag van die skepping is in elk geval in God. Maar om mooi die prentjie te verstaan, kom ons gaan kyk gou, hoe skryf ons die naam van die Vader? Naam van die Vader skryf ons so. Ekskuus, ek weet nie wat gaan nou daar aan nie. Kom maak hy nou so, nie? Jy skryf gou. Vader se naam in Hebreëus is Yud-Heh Wav-Heh. Ekskuus man, die ding werk nou nie lekker vandag nie. Nou die Yud, daai Yud is bietjie lank. Ons maak hom net oor. Die Yud wat ons sien, hè. Die Yud is die 10de letter van die alfabet. Hy is die kleinste lettertjie van die alfabet. Maar die Yud, nê, is ook die naam van ons Messias Yeshua. So Abba het besluit die kleinste lettertjie is sy naam en is ook die naam van Yeshua. Nou kyk net hoe wonderlik werk dit, nê. Want Yeshua wat met 'n Yud begin en Yud hy waarby Abba se naam wat hy gesê het in Exodus 3 vers 14, dit is my naam wat julle my moet noem van geslag tot geslag, het hy vir Moses gesê. Daai naam van Abba Vader begin ook met 'n Yud. En dis wys dit van Johannes 1 vers 1. Onthou nê, Johannes 1 vers 1, John 1 verse 1, and in the beginning was the word, and the word was with God. The word was God. He was with God in the beginning and all things came to be through him. So die Yud van Yeshua en die Yud van Abba wys vir ons dat Yeshua vloei uit Abba Vader, nee. Hy vloei uit Abba Vader uit. En hy vloei dit alles in Yeshua in, alles wat hy vir die wêreld bestem het, alles wat hy gemaak het, vloei deur Yeshua en dan uit Yeshua uit vloei ek en jy ook, nee. Dis waar ek en jy ook uitvloei.
So met ander woorde, daai deurgang, Yeshua is vir my en jou, sien daai ingang daar. Sien daai ingang daar. Yeshua is vir my en jou die ingang, die deurgang na wonderlike dinge, na hierdie skepping toe, na die volgende toe. Yeshua, sonder Yeshua is daar geen ingang nie, maar met Yeshua is daar hierdie ingang. En hierdie ingang of deurgang het jy al gesien, nê, as iemand gedoop word, wat vir my altyd so amazing is om aan te sluit by hierdie breath, nê. Het jy al gesien as iemand gedoop word en hy kom uit die water uit, dan is dis die eerste breath wat kom, nê? Is daai wanneer jy uit die water uitkom. So Yeshua is daai dis net weer opnuut Abba se breath wat my en jou vul, want ons is gedoop in Yeshua. Ons is gedoop in Abba Vader deur Yeshua. So ek weet ons het al baie hierdie gehoor, maar daar's ek het al baie op YouTube gesien dat die mense, en dis wat so wonderlik is dat so baie mense het agtergekom Abba se naam wat Yud Hey Vav Hey is, en dan spreek hulle dit in die asem. Yud Hey Vav Hey, Yud Hey Vav Hey. Nee, en dit is hoe hy uitgespreek word, en ek het baie YouTube video's al so gesien. So is dit nie amazing nie? Dis net hoe alles bymekaar kom. Dis hoekom dit die breath van God is, en dis hoekom dit die power van die Spirit is, wat die power van die Spirit wat in die vorm van vuur en breath gekom het oor mense, nê. Maar daai deurgang wat Yeshua vir ons gee wanneer ons immerse word in die water, sodat ons die waf kan ervaar in Abba se naam. En daai waf, nê, is die Shekinah. Nou die Shekinah van God lees ons van in Eksodus 40, ons Vader, nê. So wat gebeur het? Moses het hierdie tabernakel gebou en hulle het alles aan mekaar gesit en al die mense het hard gewerk, en toe staan daar in Eksodus 40, and then God filled the tent of meeting. A cloud filled the tent of meeting, and God was in the cloud. God was in the cloud. En dan staan daar, and Moshe could not enter the cloud any longer because the Shekinah of God was present in the cloud. So wanneer ek en jy Yeshua in al ons ken wat ons doen, onthou alles is deur Yeshua geskep. Wanneer ons teruggaan in daai orde van God en ons gaan alles in Yeshua in, dit elke besluit wat ons neem. Manne, wat se kleur onderbroek trek ek vandag aan? Ek weet dit klink belaglik, maar dis waar Vader wil wees in jou hart. Kouse, onderbroek, skoene, klere. In die nag praat ek met Abba Vader en ek vra vir hom, wat moet ek môreoggend aantrek? En hy wys my. Hy sê vir my presies wat ek moet aantrek. So ek wil in sy presence wees deurentyd, want ek wil sy Shekinah ervaar. Ek wil daai deurgang. Yeshua het mos die sleutel, né? Yeshua sê in Johannes 10 vers 9 dink ek. Ja, Johannes 10 vers 9 sê hy, I am the gate. So Yeshua is die gate. Kyk daai gate, né? Yeshua is die gate wat ons vat na die presence van Abba Vader toe. Want as ons soos Moses wou ingaan in die wolke, gaan ons vernietig word. Maar wanneer ons saam met Yeshua ingaan, dan filter hy alles, want alles is deur hom geskep en vir hom geskep. En dan filter hy dit, sodat dit aanvaarbaar is in menslike vorm vir ons om in die presence van God te wees. Klink nogal bekend dat as jy gaan die manne wat die tabernakel ken, die tabernakel of in die tempel, die paroket, die gordyn tussen die heilige en die allerheiligste is geskeur met Yeshua wat sy laaste asem uitgeblaas het. Toe's dit geskeur, né? En dis van bo na onder geskeur. So met ander woorde, om dit van bo na onder geskeur te wees, beteken Vader het dit geskeur, sodat ek en jy na hom toe kan kom en in sy Shekinah kan wees. En dan weet ek nou regtig nie wat gaan nie aan nie. Daai paroket wat geskeur is, kan ek en jy nou intree en ons kan in die presence van Abba Vader. In sy presence. En ons kan gaan kyk, die vyfde vyf in Hebreëus is die woordjie Gamesh. En kyk hoe sluit Gamesh hierby aan, hè. As ons, ek wil net vinnig kyk na Gamesh, hoe Gamesh hierby aansluit, is die get
is die 8ste letter van die Hebreëse alfabet en dit beteken jy enter in 'n nuwe in. Jy gaan in 'n nuwe tyd in. Hoekom? Want 7 was die voltooiing van die skepping en 8 was die eerste nuwe dag. So met ander woorde die 8 gematria van Get beteken ons gaan in die nuwe in. So ons kom saam met Abba Vader waar ons nou deur die ingang is by hom, kan ons ingang in hierdie nuwe tipe van lewe in waar ons in liefde, mem is die 13de letter wat liefde resemble en kan ons in daai liefde van Abba Vader, die liefde wat hy het in Yeshua, sy enige gebore seun wat hy gegee het, Johannes 6 vers 13, sodat ek en jy vir ewig kan lewe, so that everyone who trusts will not be lost, but will be saved. En dan beweeg ons in die sin in en die sin is die tonge van vuur wat in die vorm van vuur, die tonge van vuur wat op die disippels neergedaal het. Die Heilige Gees word baie keer geresemble met hierdie vuur van Vader. En onthou Yeshua sê in Johannes 15 vers 26 sê hy duidelik, the spirit of truth that keeps going out from the Father. Johannes 14 vers 16, and I will ask the Father, and he will send you another comforting counselor, like me, the Spirit of truth to be with you forever. So die Spirit of truth wat binne in ons is, nê. En die ander ding wat vir my uitstaan soos 'n paal bo water is die 5de fees van Abba Vader wat by die 5de dag van die skepping aansluit, is die fees van trompette. Die koms van Yeshua, die tweede koms van Yeshua. Ons is besig om voor te berei vir die koms van die bruidegom. In anticipation vir die koms van die bruidegom is ons besig met al hierdie voorbereidings van ons. En daarom sê Yeshua, soos wat ek gister gedeel het met die vas, jy vas nie terwyl die bruidegom by jou is nie. Jy vas wanneer die bruidegom van jou af is. En as ons die Hebreëse huwelik verstaan, dan verstaan ons dat nadat die ketubah, die kontrak geteken is van die huwelik, gaan die bruidegom weg om voor te berei vir die bruid vir die festival van die seremonie van die troue. En dis daai seremonie waarvoor ons wag. Ons is nou almal in hierdie voorbereiding. Die kontrak is geteken by die dag toe jy Yeshua aangeneem het daar en jy deur daai deurgang gegaan het, is daai kontrak geteken. En daai kontrak wat geteken is, nou wag ons in daai anticipation. Ons wag vir die trompet om te blaas. Ons wag vir die 5de fees. En ek glo met my hele hart, as daai 5de fees volbring word en Yeshua kom af, gaan ons almal staan met ons aansreis. Ons gaan in elk geval hom in die wolke ontmoet, maar ons gaan staan met ons aansreis en ons gaan daai breath hê van verbasing wat uit ons uitkom, nê. So ek het net gehou, ek het 'n maar so hierdie fantastiese skripture met my gedeel in Titus 2 vers 13. Ek wil dit gou vir ons lees. While continuing to expect the blessed fulfillment of our certain hope, which is the appearing of the Shekinah of our great God and the appearing of our deliverer, Yeshua, the Messiah. En dis waarvoor ons voorberei. Dis waarvoor ons wag. En dis hoekom ons vas. Want ons wil in anticipation wees van dit. En terwyl ons voorberei en terwyl ons vas, is hierdie ons leefstyl. Is hierdie wat ons graag wil doen. Efesiërs 4 vers 30 waar daar staan, don't cause grief to God's Ruach HaKodesh, for he has stamped you as his property until the day of redemption. Hoor ons is dit manne, God's Ruach HaKodesh, hoe gehoorsaam te wees, om nie te luister nie, kos ons grief vir die Ruach HaKodesh, die breath van Abba Vader, die power, ons kos grief daarvoor deur nie te luister. Don't cause grief to him, because he has stamped you as his property until the day of redemption. Ek en jy moet lewe soos die property van God Almighty. En ek gaan afsluit hiermee met Romeine 8 vers 6. Ek het nog so baie om te sê, maar ons gaan afsluit want dis klaar 21 oor en ek wil regtig hê ons moet 'n bietjie praat oor die vas. Romeine 8 vers 6. Having one's mind controlled by the old nature is death, but having one's mind controlled by the Spirit is life and shalom. So as ons toelaat
Onthou Galasiërs 4 vers 24 en 5, Galasiërs 5 vers 24 en 25, daarmee sluit ek regtig af. Moreover, those who belong to the Messiah Yeshua have put their old nature to death on the stake, along with its passions and desires. Wanneer ons vas, wanneer ons kos vas en ons heeldag vas en ons drink net water vir die hele dag, nee, dan is dit hierdie old passions and desires van ons wat afgelê word. Coke, eet, lekker kry, dis alles dinge wat die liggaam se desires is. En ons sê nee, ek breek jou desires vandag. Want my grootste desire is om God te behaag. Dis die belangrikste ding in my lewe. To live for my first love. That's the most important thing in my life. En dan sê vers 25 van Galasiërs, since it is through the Spirit that we have life, let it also be through the Spirit that we order our lives day by day. So manne, ek wil kom by die vas. En asseblief, maak die unmute yourself wat ons gesels. Ons het gesê, can the wedding guests fast when the bridegroom is still with them? When the bridegroom is taken away, they will fast in anticipation of his return. Dis wat ons leer uit Mark 2 vers 18 to 20. En ons het klomp inligting ontvang. Ons het ek weet Hendrik het op die groep goed gedeel, Waldo het gedeel hoekom hy wil vas. Dion het met ons gedeel van Esra en ek het die skrif Joel ontvang en Daniel ontvang. En ons het al hierdie op die groep gesit en ek glo almal het dit bestudeer. En toe kom ons by wat ek glo almal ons lei om te vas en die belangrikste redes van hoekom ons vas. En ja, soos ek sê, asseblief, kom ons unmute gou ons mikrofone en dan gesels ons gou 'n bietjie hier oor ons redes vir die vas en wat jy ondervind het. Dis nie te sê jy moet deelneem aan die vas nie, maar wat jy ondervind het van die vas en hoe jy vandag besluit het jy gaan vas. Laat ons dit bietjie met mekaar deel, man. Wie is eerste? Kom ek nomineer sommer. Jakkus. Ja, ek is nie die beste vasser in die wêreld nie. Ek dink ek sukkel baie keer met dit. So ek is eintlik opgewonde vir vandag. So ek gaan nog vas vir gaan ek ook 'n vol vas hê, niks net water gebruik. Maar ja, ek dink dit is soos daai skrif ook deurgewerk het. Dit sit mense in 'n posisie waar jy jou eintlik jouself moet neerlê in hierdie oomblik ten spyte van moeilike omstandighede, 'n moeilike dag en dan dink jy, "Jy's gaan ek deur hierdie dag kan kom, ek het energie nodig." Maar weet jy ook, jy moet jouself tweede stel want dis daai tye ook wanneer jy Pappa se genade moet staatmaak, sy krag moet staatmaak om jou deur te trek. Maar ja, dit is ook lekker om met saam 'n groot pas. Dit maak dit ook lekker as dit so 'n koöperatiewe vas is. Dankie Jakkus wat regtig jou insette. Ja, so Jakkus het gedeel. Hendrik, ek sien jy's ge-unmute, so asseblief ja, share met ons. Ja, maar dis nie oor ek wil praat nie hoor. Dis maar omdat jy gesê het unmute. Wag terwyl jy nou daar so Hendrik praat sommer met ons. Ek en jy het lekker gechat met die week oor die vas. Ja, so deel bietjie met ons asseblief. Ja, ek is bang ons het lekker en dit raak altyd Jakkus, weet jy wat? Ek dink vas ek self is my vrou, my kinders kan dit maklik doen. Vir my is dit ook maar is moeilik, jy weet, dis 'n challenge. Maar ek het nou sommer so 'n liewers 'n aantekening of twee gemaak, dan weet ek bly op dit. Ek wil amper vir jou sê 'n vas verskil van persoon tot persoon, of wel nie vir jou nie, ek praat nou sommer in die algemeen, vas verskil maar van persoon tot persoon, jy weet 80% van ons sou ek sê vas omdat jy sukkel of jy worstel met iets en so, as jy gaan kyk na die
die Bybelse tyd het hulle altyd 'n vasgeroep wanneer hulle down in the dumps was, oorlog. Hulle staan voor ouens wat 'n 130 sterk man weermag en hulle is in 'n paar duisend. En dan het hulle hierdie amazing oorwinnings en goeders behaal. Nie hulle in persoon nie. Ek bedoel die oorwinnings is basies vir hulle gegee. En vir my is vas daai, jy's amper op die punt waar jy soek so graag iets. Het sy jou huwelik is in die moeilikheid. Jy's vasgevang in pornografie. Onthou baie keer weet net jy van die persoon weet van die goed waarmee hy sukkel. Verlede. Jy kan 'n klomp goed gaan opnoem. So 80% van die 100% is ouens wat amper worstel met iets. En dan gaan jy in 'n periode in waar jy vas. En jy kan nie ons kan nie dit self doen nie. Daar's 'n gevoel, daar's iets wat binne in jou gebeur, binne in 'n vastheid, wat vir jou amper op 'n bo-menslike manier gee dit vir jou 'n oorwinning. Eers en ouens, ek was in so 'n situasie gewees waar daai feeling wat jy daar kry van vryheid, vrymaking, net eintlik basies daai oorwinningsgevoel, wat dit vir jouself beteken, is amazing. En ek dink dis waar die vas inkom. En vas is nie altyd om te gaan vas oor die vasgevang is pornografie of in skei sake of in finansiële vas is ook 20% vir my is baie keer om net ook uit dankbaarheid te kan vas, om net te kan sê, weet jy wat, ons almal hoef nie probleme in ons lewens te hê nie. Jy hoef nie te vas net om dit oor probleme nie. Jy kan vas ook om net te sê dankie. So vas het 'n ander gedeelte ook, is om te, want wat vir my persoonlik, en dis nou maar persoonlik, jy hoor mense vas, en dan gaan jy nou en jy sê, Jessie, nou moet ek iets negatiefs gaan soek om oor te vas. Nee man, dan maak jy 'n opening oop vir die Satan. Jy kan baie keer net vas ook om te in dankbaarheid om te sê, Abba, dankie vir alles wat jy vir my en my gesin ook beteken. So vas het vas is eintlik lekker as jy oorwinnings kan behaal binne in dit. En dan die laaste ding in dit is wat ek nou maar dit kom elke keer terug na Abba Vader toe, want as jy in die moeilikheid is, dan vas jy om en net hy kan vir jou die oorwinning gee. Om dankie te sê. En dan die tweede gedeelte is, as jy onder een of ander tyd moet jy mos nou vir jouself sê, Jesus, ek het deurbrake gehad, ek is gered, ek is 'n kind van God. Dan dankie moet ons sê dankie ook. Net om die dag, net whatever jy wil doen. Dit kan 'n challenge wees om die woordjie dankie 100 keer te sê. Ek wil, dit is ook om te vas. So ja, Leon, dit is maar so half my siening oor vas, maar wees verseker, as jy vanaand klaar is, ek sal graag volgende keer wil hoor, wat was die ervarings gewees, want as jy 'n oorwinning behaal in vas, is dit baie baie dankie Hendrik. Ek dink ek gaan aansluit by jou om te sê dat manne, ek gaan vandag en môre die groep ooplos. So as daar iets is waaroor jy spesifiek met die groep wil gesels, doen dit asseblief. En sit dit op die groep, hy's oop. So kom ons share dit met mekaar daar. Jy weet wat ons ervaar en deurbrake wat ons het. Ja, dankie Hendrik, fantasties. Brett, wil jy vir ons ietsie sê? You allowed to speak English, my brother? Ja, nee, nou, Jan, ja, wel, vir Hendrik wat het gesê, hy is nie seker hy kan so mooi praat nie, het hy perfek alles gesê. So rarig, I mean, as I was busy listening to Hendrik speak, it was putting more things into context. And yeah, I suppose it's, most of the time, us as the human nature, we always go to our knees and pray when we're in trouble. And what we think out even knowing. So yeah, I mean, I've seen the benefits of fasting. And I think it's just a question that's between you and the Lord.
and when you can spend the time with the Lord, Amen. because we're so quick to, I feel like, sometimes it's like the busyness of the day. There's, Mm. veral in Johannesburg, is daar net altyd 'n geraas of 'n hooter of 'n taxi of 'n kar of 'n iets of 'n dat. And the Lord speaks about to be still. And you need to go into your quietest of place. And the only time you're going to hear his voice is when you are not being sidetracked. And I suppose that's when, we understand fasting is not easy. And my vrou het dit al baie gedoen en ek het al, soos Hendrik, soos jy gesê het, ek het al baie gesukkel met dit. And then sometimes I find myself driving somewhere to go and buy myself something to eat. And then all of a sudden you got to reassess and say, nee, wat, eintlik nou is dit die tyd om oor te trek en spandeer daai 10 minute met die Here en praat met hom. En dan bly stil dat jy kan 'n bietjie ook luister. Dis nie 'n kwessie dat ons moet altyd praat nie, ons moet stil wees dat ons kan sy stem hoor. Ja. So, Awesome. I'm looking forward to it. Ja. Sorry, thank you my brother. I appreciate that. Ja, dit is regtig, dis awesome. Dit is Waldo, jou kant? Dit klink my die algemene konsensus is dat vas maar aan die moeiliker kant van dinge is. Maar ek dink dis wat dit so powerful maak. Ja, ek wil ook vandag ek graag 'n watervas doen en vir my, ek hou van kos en kos is vir my baie belangrik deur die dag want ek kan nogals 'n brombeertjie word as ek nie eet nie, maar dit is net vir my 'n herbevestiging dat ja, ek hou van kos en ek's lief vir kos, maar ek hou meer van God en ek is liewer vir God en ek het hom meer nodig as wat ek die kos nodig het. So ja, ek sien nogals uit vir die dag en ewen vir die moeilike tye wat ek dink ek het nou regtig ietsiekie nodig om te eet want dit dwing mens dan om consciously na God toe te gaan en sê maar ek het commit om vandag aan U oor te gee. So U moet my asseblief hierdeur dra en ek weet hy sal dit doen. Absoluut. Amen. Amen. Ja, manne, ek dink wat om aan te sluit by julle almal wat Vader gisterand met my deel is Kolossense 4 vers 2 en daar staan vir ons en dit gaan ons slogan wees vir hierdie vas as dit reg is met julle. Ek gaan hom nou deel op die groep as ons klaar is. Keep persisting in prayer, staying alert in it and being thankful. So ons moet daai gratitude hê, ons moet daai dankbaarheid nog steeds hê soos wat Hendrik pertinent ook gesê het dat en ons almal gesê het, baie van julle manne gesê dat in die vas moeilik is, moet ons nog steeds daai dankbaarheid en daai gratitude hê. So ek meen staying alert het 3 fasette, jy weet, hy het 'n bevoeglike naamwoord, hy het 'n hy's 'n pronoun, 'n noun en 'n verb, nê. Nee. So die pronoun is ons moet vinnig snap. Die noun of die selfstandige naamwoord is being watchful, ons moet uitkyk en dan die verb is warn of danger, waarsku teen gevaar. Jy weet sodat ons daar's vir mekaar om mekaar te waarsku teen gevaar. So in hierdie tyd van gebed en vas vandag, ons het ons lys waaroor ons vas. Ek seker jy het persoonlike goed ook wat bykom, maar mag dit vir ons 'n awesome experience wees. Abba Vader, ek bid dat hierdie dag vir ons almal 'n dag sal wees wat ons sal onthou en wat 'n getuienis is vir die manne van Wake Up Haggai, vir elke man wat deelneem, wat hier is en wat nog nie op die oggendsessie is nie, maar vir elke man wat deelneem aan hierdie vas van ons, dat ons daai gratitude, daai dankbaarheid sal hê om vir U te sê, Abba Vader, niks is belangriker as U nie in die magtige naam van Yeshua. Amen. Manne, mag julle 'n awesome dag hê. Mag dit Shalom ons in 'n volheid wees en elke keer wat ons 'n ou ietsie wil nuttig, mag ons gaan kyk na ons lysie en mag ons daai tyd dedicate vir Abba Vader. Shalom vir julle almal, hoor.